Welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Tamar. Ek wil vanoggend begin met 'n skrif wat sê in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek sal word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Hierdie skrif is so van toepassing vandag op Tamar. Sy het haar seun in 2012 in 'n ongeluk verloor, toe hy maar net 15 jaar oud was. Sy gaan vir ons 'n bietjie vertel van waar sy gegaan het, die trauma, die hartseer, die rouproses, die vergifnis, al daai dinge waardeur 'n ouer moet gaan as hulle kinders op so jong ouderdom verloor. Tamar, baie welkom. Dankie Janita en dankie vir die geleentheid. Dis vir my so mooi hierdie skrif wat sê die Here is getrou, né? Ja. In jou getuienis vertel jy die genade van die Here, hoe hy jou voorberei het die dag toe jy saam met jou seun vir oulaas op vakansie kon gegaan het en daai tyd saam met hom spandeer het. En in daai tyd het die Here jou daai voorbereiding gegee van jy gaan jou kind nie weer sien nie. Wat 'n genade van die Here is dit. En mens dink, doen die Here sulke goeders? Doen die Here om 'n mens voor te berei op 'n geliefde se aftrede? Vertel net vir ons eers 'n bietjie, wie is jou seun gewees en dan die tyd wat jy saam met hom gehad het? Ja, so Etienne is gebore op 21 November 1996 en sy sterfdatum was 22 Januarie 2012. So, in 2011 Desember het ons met vakansie gegaan. Hy was 'n baie saggeaarde kind gewees, baie lief vir die Here en hy het 'n ongelooflike fyn gees gehad. En terwyl ons met vakansie was, het hy soos 'n tikboks na my toe gebring, wat hy wou aftik oor alles wat hy wou doen. Saam met die haie swem en die helikopter vlieg en al daai goed, en dit was amazing hoe hy alles ingedruk het in daai 2 weke terwyl ons in Sedgefield was. En oudejaarsmiddag het ons gesit in Susaties braai en hy sê, maar nou kort ek nog net steke. En ek is soos van, Boeta, wat bedoel jy? En hy sê, 'n seun moet ergens val en gips kry of steke. Sjoe. En so ek neem aan hy het nog nooit geval en 'n been gebreek. En aljaarsaand het die jeug na die strand toe gegaan, soos hulle maar altyd doen as mense met vakansie is in 'n karavaanpark. En ons het rustig gesit en hy het aangehardloop gekom, maar so gehuppel aangehardloop gekom en ek kyk hom so en toe het hy 'n pendoringbos vasgehardloop. Ag, nooit. En toe moes hy steke kry. En 'n operasie. Sy woorde het gehad. Oh, shame. Maar so in die aanloop na die ou jaar toe was daar tye wat ons soos op die strand om toegegooi het met sand en hy was 'n baie perfekte mens gewees en alles moes altyd skoon en netjies wees en sy sonbril het so op die strand gelê en ek en sy sussie en Michael het hom toegegooi met sand en hy sê, maar gee net my sonbril of sit hom net op my oë, want nou is alles toe. Ja. En toe ek hom so opsit, toe dink ek, is dit hoe jy eendag in jou kus gaan lyk? Jo. Want dis nou net die gesig wat uitsteek. Tamar. En ja, en sulke klein goedjies het gebeur, maar 'n mens sien dit eers later as die Here wat jou wys. En daai spesiale tyd wat ons saam met hom gehad het vir daai 2 weke, dit was regtig 'n baie spesiale vakansie gewees. En ons het, toe ons by die huis kom, letterlik 'n week daarna, het hy verongeluk. Sure. En hy is met daai steke is hy begrawe. Ja. So, ja, dit was 'n Vertel vir ons 'n bietjie van die tyd waardeur jy gegaan het, die week later, waar jy nou dit moes deurgaan, om te hoor dat jou seun oorlede is. Vertel vir ons wat het daar gebeur. Ja, so, die nag van die ongeluk, 'n mens kry nou maar die nuus in die vroeë oggendure, en die Here is mens so genadig, jy weet, ons lewe is so gejaagd, en ons kom nooit tot stilstand nie. Maar hy ruk 'n mens so stilstand, al is dit in sulke krisistye,
waar jy regtig net kan opkyk na hom toe. En ek het baie daar op my bed gesit en gewonder, jy hoor die verkeer, die mense gaan werk toe, hoe gaan die wêreld aan? En ek het so seer. Ja. En ek het later besef, dit is so 'n selfsugtige maar nodige vraag wat jy vra, al is dit net vir jouself. Want as ons kyk na die buitewêreld, het almal sy eie seer wat hy dra. So mense gaan wel werk toe en die lewe gaan wel aan, maar elke persoon dra sy eie seer. Ja. So dis hoekom ek sê dit is 'n selfsugtige vraag om te vra. Maar dis 'n menslike vraag wat 'n mens vra. So dit was 'n verskriklike tyd gewees vir ons. Alles het letterlik tot stilstand gekom daai oggend 2 uur van die 22ste Januarie van 2012. Sy maat sê dit baie swaar gevat. Daar was onderhoude gevoer met die skoolhoof van sy skool, hy was in 'n tegniese seunskool gewees, en die media het vir sy skoolhoof gevra, as jy in een woord vir Etienne kan beskryf, wat sal dit wees? Ja. En hy het gesê, he was a peacemaker. En dit bring my na die skrif toe in Matteus 5, vers 9, wat sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So dit is my soveel vrede gebring, om te weet dat iemand wat hom net op 'n dag-tot-dag basis gesien het, sy skoolhoof, en hom ervaar het as 'n peacemaker, en dit kom saam met die belofte wat die Here in die Bybel gee. Dit kon vir my as 'n ma baie vrede bring, oor waar hy is, waar hy homself bevind, want dis een van die grootste vrae wat 'n ouer vra. Ja. So ja, dit was 'n moeilike week gewees. Jy het dit nou vertel dat dit 'n week later is dat hy in 'n ongeluk is. Wil jy 'n bietjie meer vertel wat het daai aand gebeur en waar jy weer eens die Here se genade ervaar het dat hy jou beskerm het? Ja, so ek en Etienne se pa is geskei 'n paar jaar voordat hy oorlede is. En hy is in die medisyne. So die nag toe die ongeluk gebeur, het hy noodgedwonge uitgegaan na hierdie toneel toe, maar hy het nie geweet dit is ons kind nie. Ja. So, ek het 10:00 die aand, hy was na 'n musiekfees toe, en 10:00 die aand toe kry ek 'n gevoel in my hart, dat ek hom dalk moet gaan haal. Maar ek was baie moeg, en ek het aan die slaap geraak. En toe die oproep deurkom, toe was dit alreeds in die oggendure. So die genade rondom dit is, dat Etienne se pa, het na die ongelukstoneel toe gegaan, maar hy het my die seer gespaar van die dae wees. Hy het my eers geskakel toe, die kinders klaar weggevat is deur die staatslykshuis. Toe het hy my geskakel en gesê, dat Etienne in 'n karongeluk was, en hy en een van sy vriende is oorlede. So die Here het my soveel genade bewys, dat hy wetend of onwetend, my nie daai nag gesê het, ons kind was in 'n ongeluk, nee, dit met soveel kalmte gehanteer, as moontlik, menslik moontlik, en my eers later verwittig van die ongeluk. Sure. So ja, dit was my groot genade, Ja, absoluut. dat hy my gespaar het van dit. Ja. Nou daarna begin daai rouproses. Maar dit wat vir my so mooi is, wat jy sê, jy het onmiddellik vrygespreek. Ja. Want die persoon wat die ongeluk veroorsaak het, was dronk geweest. Ja. Maar jy het onmiddellik besluit, ek kies om hierdie persoon te vergewe en vry te spreek. Maar dit was 'n lang pad vir jou gewees om deur hierdie genesingsproses te moes werk, want op 'n stadium het jy gedink, kom jy vlug eerder, want nou wil jy in 'n vlugmode ingaan ook. In daai proses van rou wil jy vlug ook, en jy dink na gaan die antwoord wees. Vertel net vir ons daai deel van na die tyd, die rouproses, die onvergifnis en vergifnisproses, en dan daai deel wat jy wou wegkom van die wêreld af. Ja, so, wanneer so iets met jou gebeur, staan jy by 'n kruispunt. En jy moet amper onmiddellik besluit, gaan ek links draai of regs draai. Jy kan either God verneder, of hom kwaadlik neem, of jy kan hom aangryp met alles in jou. Ja. En my was my so genadig geweest dat ek hom aangryp het met alles in my. Toe ek die oproep kry van sy pa,
en klaar dit met Anay gedeel het, sy sussie, het ek rustig geraak, so rustig as wat ek kon raak. En ek het net vir die Here gesê, ek spreek hierdie man wat hierdie ongeluk veroorsaak het, vry. En hy moet my die krag en genade gee, dat ek nooit sy naam sal weet nie. So, want as 'n mens iemand se naam ken, dan is jy geneig om te krap op sosiale media en te sien, gaan hierdie mens aan, maar jy het seer. So jy vergelyk altyd jouself met die persoon wat die oorsaak was van dit. En so ek het dadelik gekies om te vergewe. Maar vergifnis is ook nie 'n once-off ding nie. Nee. Ek moet 12 jaar later nog elke oggend besluit Sure. of ek nog steeds die pad van vergifnis gaan stap vandag of nie. Ja. So 'n mens kan in jou eie wil ook baie keer buite die wil van God, kan jy menslik gesproke goed doen wat nie by dit bly nie. So ek wou nie afwyk van dit af nie. Dit was in my inner gees die begeerte gewees om dit te kies. En dit is vandag nog my begeerte. Absoluut. Want dis hoe jy vrykom ook. Ja. Ek het ook besef, dit was 'n jong man, hy's 21 gewees. Deur die Here se genade het ek nog elke dag die krag om vir sy ma ook te bid. Want sy is ook net 'n ma. En ek het besef dat sy haar kind eintlik ook daai dag verloor het. Want emosioneel kan ek myself nie indink hoe dit vir haar moet wees. Dit is 'n ander tipe rou as wat ons oorhou, maar sy moet ook 'n pad van vergifnis, regverdiging en al daai goed stap. So dit is nog steeds my keuse elke dag om daai kind te vergewe. Absoluut. Dit het my baie gehelp in my gesond word proses. Ek dink as ek dit nie gedoen het nie, sou die prentjie heeltemal anders afgespeel het. Die Here het ook daai nag vir my gesê, your trial will become a testimony. En ek het met baie genade van die Here daarna 'n groepie begin, Courageous Hearts. Oh wow. Waar ek 'n groep vrouens waar ons bymekaar gekom het 1 keer 'n maand. En mense het ons baie keer gevra, huil julle net? En dan sê ons nee, ons praat oor ons kinders, en daar's mooi herinneringe en ons doen goed om onsself opgewonde te maak en op te bou en maar as ons moet huil, dan huil ons, want dit is normaal. Dit is 'n normale proses wat jy deurgaan. En ek dink ook dis belangrik, wat my maale is voltyds in bediening, en sy het altyd vir my vertel, uit hulle ondervinding uit, wanneer hulle na die hospitaal toe moet gaan, en hulle moet nou 'n geliefde, by die dood afstaan, en daai mense wat dan nou die pad moet stap, wat nou agtergebly het, sy het altyd gesê, daar is 'n proses waardeur daai mense gaan. Gee hulle die kans om te genees, en gee die kans om daaroor te praat. En daar's baie keer mense ook wat sê, maar jy moet sterk wees, maar dis eintlik daai persoon se rouproses, en dit is hulle genesingsproses ook. Want as hulle nie kan rou nie, gaan hulle nie genesing ontvang nie. En ek dink dit is seker belangrik ook waar jy dit in jou lewe ervaar het, wat mense vir jou sê, maar jy moet sterk wees, jy moet sterk wees. Hoe het jy daai ding hanteer? Die normale buitewêreld verwag van 'n mens dat jy moet aangaan. Want die lewe is vinnig en teen 'n pas. Dit staan nie stil nie. So, maar in jouself weet jy, ek kan nie vandag 'n tree voor die ander ingee nie, en dit is okay. Dis mooi. Wat met 'n mens gebeur is, ek kan persoonlik daarvan getuig, ek het vir die Here gesê, help my asseblief om nie deur al hierdie goed te gaan nie. Ek wil nie in opstand kom teenoor U nie, ek wil U nooit verkwalik nie, ek wil nooit vra oor hoekom en waarom en wat ook al nie, maar dit is 'n normale proses wat jy nie kan help om deur te gaan nie. En ek dink dis die Here se manier om met ons te werk, om vir ons te wys, dat hy is in beheer, en slegs tyd sal leer, hoe jy hierdie ding hanteer. Daar's ook nie 'n tydperk gekoppel aan 'n rouproses nie. Een persoon doen dit in 'n jaar, 'n ander persoon doen dit in 10 jaar, en is ook ongelukkig iets wat gebeur. Kort na my seun dood is, ek eendag gelag vir 'n grappie van iemand, en ek het nou gelag, en dit is normaal.
ek het een ding in die lewe geleer. Happiness and sorrow needs to be shared. Jy kan dit nie by jouself dra of doen nie. As jy bly is, moet jy dit met iemand kan deel. En as jy sorrow het, moet jy dit met iemand kan deel. Anders sal ons vergaan. Dis tog mos waaroor die lewe gaan. Absoluut. So ek het al hierdie goed vir myself gesê wat nie gaan gebeur nie, want ek het mos aan nou die Here gevra. Ja. En ek het in opstand gekom teenoor die Here, obvious, want dit is een van die prosesse waardeur jy Ek net gaan. sê, want daar's 'n proses wat jy kwaad raak en jy wil wraak neem in jou eie hand, maar dis menslikheid, yes, ja. So ons doen baie emosionele goed wanneer ons deur 'n rouproses gaan. Ja. En een van die goed wat ek een aand vir die Here gevra het, was: Here, hoekom my seun? En die antwoord was: ek het my seun aan die kruis laat sterf. Ek het my seun sien doodgaan. Hoekom nie jou seun nie? En ek het daai dag, dit was vir my 'n groot antwoord op 'n baie klein vraag. Ja. Maar ek het dit aanvaar. Dit het vir my vrede gebring. Ja. Dit was deel van die hele proses. En toe het ek in opstand gekom. Ek het ons see toe getrek en ek het regtig gehoop dat ek gesond gaan word in die natuur. Die duiwel is ook so lustig wanneer 'n mens deur 'n rouproses gaan. Sien jy baie keer die mooi van die natuur nie raak nie. Ja, Dit was omtrent 6 maande na hy dood is, toe ek een Sondag aand van die aanddiens af wegry en ek kyk in my kar se triespieël en ek sien die sonsondergang vir die eerste keer so duidelik raak, dat ek gestop het en eers gehuil het, want die oomblik was vir my so oorweldigend. Dit was asof ek die sonsondergang vir die eerste keer in my lewe gesien het, want die proses het gemaak, dat ek die mooi in die natuur nie raak gesien het nie. Ja. So obvious het die see nie die heling gebring wat ek gesoek het nie, maar daar was baie dae wat ons van die mooi herinneringe wat ons die laaste keer daar gehad het, gaan herbeleef het. Ja. So dit was 'n baie goeie tyd in ons lewe. En toe ons terugtrek van huis na af, het ek totaal en al in rebellie gegaan teenoor die Here. En ek het na die staatsondersoekbeampte toe gegaan wat met die saak gewerk het, toe nou, dis 6 jaar later, en ek dink toe myself, ek is nou reg vir dit wat ek nou moet sien. Ja. En ek het na die staatsondersoekbeampte toe gegaan en by hom gaan sit en vir hom gesê, ek wil graag die leer sien. Die Here het vir my gesê, Tamar, waarmee is jy besig? En ek het gewag en hy was so genadig en die ou het vir my gesê, jy weet, mevrou Katz, die leer is in die argiewe. So om dit te kry, gaan my 6 maande vat. Sure. En maar ek kan dit vir jou kry as jy wil. En die Here het my baie rustigheid gegee en ek het opgestaan en gesê, baie dankie. Dis okay. Dis okay, ek verstaan, dis in die argiewe. En ek het oor die pad gestap na die naaste prokureursfirma toe en ek het my laaste R420 wat ek gehad het vir die ou betaal vir 'n konsultasie. En ek het vir hom gesê ek wil nou 'n derde party eis oopmaak vir my kind se ongeluk. En weer die Here vir my gesê, jy hou nie op nie, waarmee is jy besig? Dit is nie ons ooreenkoms nie. Dis nie belofte wat jy gemaak het nie. En ek het die ou het vir my gesê, dit is te laat. Jy het 3 jaar om 'n derde party eis oop te maak. So die tyd is verby. So daai proses het my ook gehelp om vrede te maak. Ja, oor daai kwaad en ongeregtigheid wat jy in jou binneste voel, dat jy daarmee kon vrede maak, want jy weet dit is in die hande van die Here. Ja. En hy sal dit vir jou uitsorteer. En tog het ek gevoel, ek het my rebellie gevoed. Ja. So ek het eintlik goed gevoel in myself, maar die Here het my net weer humble gemaak. Absoluut. En
op my vlak gebring waar hy ons graag wil hê om humble te wees. Tamara, dit is vir my so mooi toe jy in die begin van jou getuienis, toe jy die skrif noem van jou seun wat 'n vredemaker was, en jy weet in jou binneste, as 'n ouer, waar jou kind is, so belangrik om te weet dat jy vrede daaroor kan vind, dat eendag is waarna jy uitkyk om jou seun in die hemel te ontmoet, maar terwyl jy hier op aarde is, het jy nog jou getuienis en 'n storie om ander ouers wat deur dit gaan, wat nog nie oor hierdie rouproses deur is nie, te kan motiveer en te kan bemoedig. Ja. En dit is belangrik dat jy daai ding wat jy ook wil sê, dat ouers moet weet waar hulle kinders is. Ja, dit is so belangrik vir my, om dit vandag te kan sê. 'n Mens kan nie jou kind 24 ure 'n dag oppas nie. Dalk as hy 5 is, maar op 15 is dit onmoontlik. So, dit is vir my baie belangrik dat ouers moet weet waar hulle kinders is altyd, en by wie hulle kinders is, saam met wie hulle kinders is. Van die nag toe die ongeluk plaasgevind het, was Etienne saam met 'n maatjie wat ons glad nie eers geken het nie. Hy sou na die musiek wees by 'n bekende vriend van hom gaan slaap, en by die fees het hulle besluit om by 'n ander maatjie te gaan slaap. Maar die vriend se ma het ons nie in kennis gestel dat hy na 'n ander maatjie toe gaan nie. So, hulle was 'n hele groep van seuns wat na 'n kind se huis toe gegaan het, sonder dat ouers in kennis gestel is daarvan. En dit is my so belangrik om, wanneer jy jou kind na 'n ouer toe laat gaan, na 'n vriend toe, dat jy as 'n ouer besef wat daai kind ontvang, dat jy daai kind moet oppas met alles in jou, asof dit jou eie kind is. Ja. Want jy het so groot verantwoordelikheid, al is dit iemand anders se kind, om daai kind te bewaar of te beskerm. Ja. So, dis net vir my belangrik om dit ook vir die kykers te sê. Verseker, jy wil weet waar jou kinders is. Ja. Ons sê gereeld vir ons kinders, ek meen hulle is op live 360. So as hulle op hulle fietsse klim of waar ook al, dan sê ons wil weet waar julle is. Ja. Want ons leef in 'n wêreld waar dit te gevaarlik is. So, dis nie dat jy jou kinders wil dophou die hele tyd nie. Ek weet baie mense soos gee jou kind vryheid, maar ons is 'n baie close familie ook. En gelukkig verstaan ons mekaar ook en ons respekteer mekaar se privaatheid, maar wanneer ons kinders nie by ons is nie, dan weet ons kan enige tyd, en hulle weet ook, ma en pa gaan enige tyd inkyk, en hulle is fyn daarmee, want hulle steek niks vir ons weg nie. En dit is wat belangrik is, dit is baie mooi. Tamara, wat se woord het jy vandag vir die kykers? Ja, ek kan vandag as 'n ma wat 'n pad van 12 jaar stap in 'n rou, vir die kykers bemoedig, wat dalk op die oomblik hierdie pad stap, of dit nog moet stap, dat daar 'n tyd is wat 'n mens gesond word. Dit is absoluut genade, dat ons vandag hier kan sit en daaroor kan praat. Die hartseer is nog daar, die gemis is elke dag daar. Ek het in die begin vir die Here gesê, ek wil asseblief nooit dat die tyd wat hy weg is, meer raak as wat hy oud was nie. En dit is vinnig besig, die uurglas is vinnig besig om uit te loop. Maar dit was reg in die begin, in 'n baie hartseer tyd gewees. En die Here is so genadig, dat hy ons maar nog 20 jaar op die aarde kan hou, sonder Etienne. En alle eer aan die Here, regtig, alle eer aan die Here. Daar is 'n gesond wordtyd, wat ons weer God se genade raak sien. Ons moet net nie wegbeweeg van hom af in ons routyd nie. Ek dink dit is baie belangrik, dat ons dit moet besef. En in ons rebellietyd, dat ons nog steeds die aangesig van God soek. Hy is nie 'n God van woede of kwaad, dat hy ons ooit sal verkwalik, dat ons in rebellie ingaan. Hy het wel aarde toe gekom, om alles deur te maak, wat ons vandag deurmaak, om ons harte te verstaan, vir wat ons moet deurgaan. So, net soos wat daar opstanding was, is daar tyd wat ons weer die mooi in die lewe kan raak sien. So daar's genade. Absoluut. En ek wil ook sê, vir die ouers wat deur hartseer tye gaan, daar is definitief, dit is iets wat ons altyd moet onthou, vir enige iemand, al gaan jou ouers dood, of jou boetie, of jou sussie, of jou man, of jou vrou, daar is nog balsam in Gilead, vir 'n gebroke hart. Ja.
Verseker. Dit is die tyd wat ons die naaste aan die Here is. Baie dankie. Janita. Dankie Tamar, dankie vir jou getuienis. Dankie. Ons weet dit deur jou getuienis kan ander mense weer hoop kry om te sê, Tamar, jy verstaan hoe ek voel en ek verstaan hoe waardeur jy gegaan het en dit gee my daai hoop om vas te hou om te weet daar is lig in die tonnel. Ek sal nie deurkom want die Here sê in sy woord in 1 Korintiërs 10 vers 13 wat hy sê, ek sal jou daardeur dra. Ek sal jou nooit bo jou vermoë ietsie deurgaan sonder dat ek jou daardeur lei nie. En ons gee die Here al die lof en eer dat hy jou hierdeur gedra het. Van die getuienisspan af wil ons vir jou 'n beker gee. Geniet hom en ons seën jou in die naam van Jesus. Baie dankie, Janita. Ek waardeer dit baie. Dit is amazing om sulke getuienisse te hoor, hoe die Here net getrou is en dat sy genade onbeskryflik groot is. Mag julle geseën wees. Ons groet julle tot 'n volgende keer. Shalom.